Ek groet jou in die naam bo alle name, die naam Jesus Christus. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie dat ons U in alles kan ken. Baie dankie dat U ons die wysheid gee om 'n verskil te kan maak in ander se lewens. Dankie vir U teenwoordigheid. Ons aanbid U as die koning van die konings. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ons het gister gepraat oor liefde en vandag gaan ons praat oor die tweede vrug wat ons ontvang en dit is blydskap. Of 'n ander woord vir blydskap in die ander vertalings is vreugde. Blydskap is vertroue in Christus. Dit is die wete dat niks anders jou vreugde kan steel nie. Want niemand kan jou verhouding met Christus wegneem nie. Niemand kan jou van God skei nie. Jy is een met hom. Jy sien hom as jou vaste fondament. Die vreugde van die Here is ons sterkte, want hy verander nooit en hy is altyd daar vir jou. Wanneer ons kan leer dat ons vreugde van Jesus afkom en Jesus alleen, sal ons omstandighede nie ons vreugde kan steel nie. Mense, plekke en dinge verander elke dag, maar Jesus verander nooit. So wanneer jou vreugde in hom is en wanneer jy hom begin volg en 'n verhouding bou, begin jy blydskap ervaar. En dis 'n veilige gevoel om te weet dat niemand dit van jou kan wegneem nie. Vrede in God is nie net die afwesigheid van konflik nie, maar 'n toestand van heelheid, volledigheid en versoening. Wanneer ons blydskap ervaar, het ons twee tipes vrede. Eerstens het ons vrede met God. En dis die vrede van God wat 'n goddelike rustige toestand in ons gees skep, wat ons begrip te bowe gaan. En dien as 'n geestelike en emosionele wag teen angs, ongeag die eksterne omstandighede waarin ons is. En dan die vreugde van God. Dit is wanneer ons 'n veilige, vreedsame verhouding met God vestig, wat ons toelaat om innerlike kalmte te ervaar. Dit is 'n objektiewe status of verhouding. Volgens Romeine 5 vers 1 is dit die gevolg van geregverdig wees deur die geloof. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Dit bied aan ons sekuriteit, want dit bied 'n veilige hoop vir die toekoms en verseker dat jy nie meer onder goddelike oordeel is nie, maar as 'n vriend van God beskou kan word. Dit gee ook aan ons sin van versoening, want dit beteken dat die vyandigheid wat deur sonde tussen die mensdom en God veroorsaak is, deur die offer van Jesus Christus verwyder is. En hierdie vrede het 'n bonatuurlike oorsprong. Dit word in Filippense 4 vers 7 beskryf as vrede wat alle verstand te bowe gaan. En ek lees dit vir u. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hierdie vrede is soos 'n gewapende wag vir jou hart en verstand en beskerm jou teen angs en vrees. Ons kan hierdie vrede net ervaar deur te volhard in gebed met danksegging. Om versoeke aan God te rig terwyl jy doelbewus kies om dankbaar te wees. Deur jou gedagtes te rig terwyl jy gefokus bly op God se karakter en beloftes, eerder as op die storm of die probleem. Jesaja sê in 26 vers 3, U sal hom wie se gedagtes op U vertoef in volkome vrede bewaar, omdat hy op U vertrou. Om in gehoorsaamheid te leef, en dit beteken om jou lewe in lyn te bring met God se gebooie, wat natuurlik sal lei tot harmonie. Dankie Vader vir die gawe van blydskap. Skenk aan elkeen wat hier luister innerlike vrede en geloof in U. Mag elkeen van ons vandag U vrede en vreugde ervaar. In Jesus naam. Amen.